Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my heerlike voorreg om saam met jou vanmôre rondom die woord van die Here stil te word en na sy woord te luister. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Hier by Uit die Woord Digitaal is ons een groot geloofsfamilie. Dis vir ons heerlik om die Here te aanbid en te dien en te eer en saam na sy woord te luister. En my bede is dat die Here ook vanmôre jou hart sal open vir sy woord en in jou lewe sal werk deur sy Heilige Gees. As jy vandag die eerste keer hier by ons is, wil ons vir jou in die besonder baie welkom sê en ek wil vir almal uitnooi om aan te sluit by ons YouTube kanaal. Gaan druk daar die subscribe knoppie, want so gebruik YouTube hierdie inligting om ons kanaal te bemark en te help dat die evangelie versprei kan word na die hele wêreld. Gooi sommer vir ons 'n duimpie as jy vir ons kanaal hou, of as jy graag vir ons 'n boodskapie wil stuur, doen dit gerus daar onder die comments afdeling. Ons waardeer dit. Jy is baie welkom om aan te sluit by ons daaglikse oordenkings. Hier by Uit die Woord Digitaal stuur ons elke dag 'n oggendoordenking uit op ons WhatsApp groepe en duisende mense skakel daarby in elke dag. Stuur net vir ons jou besonderhede na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dis absoluut gratis. Liewe vriende, baie dankie vir elkeen se skenking en donasie die afgelope week om ons kanaal in stand te hou. Julle help vir ons om die evangelie met die wêreld te deel, om die boodskap van redding en verlossing met almal te deel. Maar ons doen ook diens van barmhartigheid hier by Uit die Woord Digitaal. Ons help met bejaardesorg en ons doen Bybelverspreiding en jou donasie en skenking maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit. Nou op hierdie pragtige môre is dit ons almal se voorreg om voor die Here stil te word en kom ons buig in aanbidding voor hom en ons vra hom dat hy ons harte vanmôre sal open vir sy woord. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, ons loof en prys u naam vanmôre vir hierdie mooi geleentheid wat u uit genade aan ons kom gee. Dankie Here dat u 'n God is wat met elkeen van ons bemoeienis maak, wat ons by die naam ken, wat in ons harte werk en 'n plan en 'n doel het met ons lewens. U praat deur die Bybel met ons en daarom wil ons vra dat u vanmôre ons harte sal open vir u woord. Laat die Heilige Gees hierdie boodskap in ons lewens en harte bevestig, dat dit sal vrug dra, dat ons geloof sal groei, maar bo al Here, dat u naam deur ons lewens geëer sal word. Dankie vir elkeen wat by ons inskakel, bind ons almal saam in die band van liefde. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Broeder en suster, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, 'n pragtige gedeelte uit die boek van Romeine. Romeine hoofstuk 8. Nou Paulus is die skrywer van hierdie Bybelboek en hy was natuurlik 'n baie belangrike werktuig in die hand van die Here. Hy was 'n medewerker in die koninkryk van God. Paulus het 3 sendingreise onderneem in sy lewe. Hy het talle kerke geplant dwars oor Klein-Asië en in Europa. Hy het 12 briewe van die Nuwe Testament geskrywe en hy het 'n reuse impak gemaak op kinders van die Here se lewe. Maar Paulus het dit nie altyd maklik gehad nie. Al was hy 'n kind van God en al het hy in Jesus geglo, het hy baie teenkanting beleef vanuit die wêreld en deur baie moeilike omstandighede gegaan ter wille van die evangelie van God. Ons lees in die Korintebrief dat Paulus skryf dat hy dikwels honger gely het ter wille van die evangelie, dat hy koud gaan slaap het, dat hy deur moeilike omstandighede was waar hy in tronke gegooi is, valslik beskuldig is, maar dat hy ook 5 keer 39 houe geslaan is. Hy het skipbreek gely, hy het 'n dag en nag in die oop see deurgebring. En so lys Paulus vir ons 'n lys van ongelooflike swaar kry en trauma waardeur hy moes gaan.
En tog skryf hy vir die jongman Timoteus in die Timoteusbrief: Die Here het my uit al hierdie omstandighede verlos. En hier in Romeine hoofstuk 8 kom Paulus en hy skryf aan die gemeente van Rome, ook vanuit die tronk terwyl hy verhoorafwagtend was, skryf hy dan ook hierdie brief. En in Romeine 8 in hierdie brief, in die laaste deel van die brief, handel dit oor die oorwinning wat daar vir kinders van die Here is. Ja, broeder en suster, ek en jy moet weet, in hierdie lewe gaan kinders van die Here dit nie net altyd maklik hê nie. Ons gaan deur moeilike tye, maar tog sê Paulus, in Christus is ons meer as oorwinnaars. Kom ons gaan lees in Romeine 8 vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of die swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Paulus praat uit ondervinding wanneer hy hierdie brief aan die gemeente van Rome skryf. En hy moedig die mense van Rome aan om nie midde in hulle moeilike omstandighede moedeloos te word nie, maar om hoop te behou. Ja, want kinders van die Here sal dit moeilik hê in hierdie wêreld. Jesus het dit self gesê. Daar is talle mense wat jou lewe in diskrediet wil bring, wat jou vals gaan beskuldig. Ons as kinders van die Here sal selfs deur wêreldse howe beoordeel en veroordeel word. Ons sal deur moeilike omstandighede gaan ter wille van die evangelie, bespotting en vervolging. Maar daar is natuurlik ander krisisse wat kinders van die Here ook kan tref. Ons kan aan liggaam en siel dalk baie siek wees. Ons het dalk ons werk verloor. Ons lewe dalk in die grootste armoede en ellende. Terwille van die evangelie van Christus laat God ons dikwels ook moeilike omstandighede belewe. Hoekom gebeur hierdie dinge? Paulus sê aan die jongman Timoteus in die Timoteusbrief, die Here het hom uit al hierdie vervolginge gered, maar die Here het hierdie dinge oor sy pad laat kom, sodat hy homself nie sal verhef nie. Met ander woorde, dat hy nederigheid en afhanklikheid van aan die Here kan leer. As alles net goed gaan in my en jou lewe, dan is dit menslik dat 'n mens maar net dink jy kan op jouself vertrou. Jy dink jy het niemand nodig nie. Jy dink jy kan self die lewe aanpak. Jy kyk na jou eie gesin en daarom het jy God nie nodig nie. Dan verhef ons onsself en buig ons nie voor die wil van God nie. Paulus sê die Here laat hierdie dinge in ons lewe toe, sodat ons naby aan hom kan leef, in nederigheid kan leef, in afhanklikheid van hom kan leef, maar hy kom moedig ons ook aan om midde in ons omstandighede end uit te bly volhard, want daar is oorwinning vir kinders van die Here. Inteendeel sê Paulus hier in Romeine hoofstuk 8, dat ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus ons Here is. Ons Here Jesus is ook hier op aarde dikwels bespot. Hy's uitgelag. Hy moes baie keer ook uit 'n stad uitgaan omdat mense nie na hom wou luister nie. Hy het soms ook moeilike omstandighede belewe.
Ja, hy's ook valslik beskuldig. En hy's in die tronk gesit. En hy's ter dood veroordeel, alhoewel hy geen sonde gehad het en niks verkeerds gedoen het nie. Maar hy het einduit getrou gebly aan sy hemelse Vader. Hy was lief vir sy Vader. Hy wou die wil van God uitvoer. Hy wou die koninkryk van God bekendstel en dit bou. En hy roep ons op om hom te volg. Ja, ek en jy moet weet, kruisdra is deel van ons moeilike omstandighede in hierdie wêreld. Nou wanneer jy swaar kry, dan worstel jy met God en vra, Here, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Haal my uit hierdie omstandighede uit. Maar die Here laat hierdie dinge toe, broeder en suster, om jou geloof te bou en jou te louter, sodat jy kan einduit bly volhard tot die einde toe. Want wie volhard tot die einde toe, sê Jesus in Matteus 24, sal gered word. Ek en jy moet vandag weet, al kry ons swaar, al is ek dalk in lyding wat my gesondheid betref, al moet ek dalk baie swaar kry en in armoede lewe, of ek word deur die wêreld bespot of uitgelag of vals beskuldig, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, en hoe swaar jy in jou krisis kry nie, jy moet vandag weet, in Christus Jesus is jy meer as 'n oorwinnaar. Moenie moedeloos word nie, hou vas aan jou Heiland en Here, hy sal jou help om einduit te kan bly volhard. Ons moet weet, elkeen van ons is besig met 'n lewenswedloop, skryf Paulus ook. En hierdie wedloop is besig om voltrek te word. Alle kinders van die Here is op die baan besig om te hardloop. Somtyds is daar stiltes. Somtyds word jy moeg, jy voel jy kan nie meer nie, jy wil handdoek ingooi. Maar ek en jy moet weet, Jesus staan by die wenstreep. Hy wag vir jou. Die skares wat rondom die baan staan en ons aanmoedig om te bly volhard, is hulle wat reeds die wenstreep bereik het. Hulle moedig ons aan. Skep moed, staan op, hardloop voort, tree vir tree, die wenstreep kom nader. Nou Paulus sê, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Nie eers die dood nie, nie swaar kry nie, nie siekte nie, nie lyding nie, geen mens nie. Ek en jy is in Jesus Christus se hande. Hy's lief vir ons, hy het die hoogste prys betaal vir ons. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Moet daarom nie dink dat jy alleen is in jou swaar kry en in jou krisis nie. God is by jou. Hy's in jou. Hy is saam met jou deur hierdie krisis. Hy sal jou einduit ander kant bring. Jy moet in hom verglo en op hom vertrou. En weet dat jou lewe nie maar net doelloos is nie. God is besig met 'n plan en hy werk met jou. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, ons Here. Nou vandag, wanneer ons dalk ons eie lewe in oënskou neem, wil die Here jou nader na hom toe trek. En daarom wil ek jou uitnooi dat jy vandag jouself sal verootmoedig in nederigheid voor die Here. Sê vandag vir die Here, dankie Here vir u genade wat vir my genoeg is. Dankie dat u my nie alleen sal los nie, dat hy in my is en by my is, dat u my lei, ja selfs deur die donker dieptes heen, soos wat Dawid geskryf het in Psalm 23. In Christus, sê Paulus, is ons meer as oorwinnaars. Ons sal deur hierdie krisis kom, ons sal deur hierdie swaar kry en lyding kom, ons sal by die wenstreep uitkom, omdat Jesus oorwin het, en hy stel ons ook in staat om te kan oorwin. Kom ons hou ons oog op Jesus gerig. Kom ons hou ons hand in sy hand. Ons plaas ons hoop op hom, wat reeds oorwin het. En ons moet vandag weet, in Christus is sy genade vir ons genoeg, en kan ons meer as oorwinnaars wees. My bede is dat die Here vir jou sal lei op jou lewenspad, en ek sal in die besonder vir elkeen bid ook wat na hierdie boodskap kyk. En kom ons hou die oog op Christus gerig, en ons hou sy woord in ons harte en in ons lewens, en ons bly nederig voor hom. En weet vandag, jy is meer as 'n oorwinnaar. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie pragtige oggend hierdie boodskap kon hoor vanuit u woord.
Dankie dat U ons Vader is, wat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het om die hoogste prys te betaal, en dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In hierdie wêreld het ons dit moeilik, Here. En U het self gesê, ons moet moed skep want U het die wêreld reeds oorwin. Dankie dat ons vandag ook hierdie boodskap uit Romeine 8 kon hoor. Dankie dat ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus is. Werk in ons harte deur die Heilige Gees, bou ons op in die geloof, gee vir ons vaste geloofsvertroue, Here, om moed te skep vir die lewe en om ons geloof in U alleen te vestig. Seën vir ons ook die komende week, elke dag, dat ons vir U kan lewe en ons allerbeste vir U kan gee. Dankie dat U deur U woord en Gees vir ons lei. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, dit was my heerlike voorreg om die woord van die Here vanmôre met jou te deel. Neem dit ter harte, gaan leef vir die Here, gaan leef meer as 'n oorwinnaar en verwag ook sy seën in jou lewe. Tot 'n volgende keer. Vrede vir jou.